Dit is ons 26ste dag van isolasie en afsondering. En ons almal het gewoond geraak aan die maskers opsit as ons die noodsaaklike gaan kry vir die huis. En manne en vroue te kyk agter 'n toonbank, elkeen met sy of haar masker op. En die maskers laat my dink aan die Griekse woord vir waarheid is aletheia. Apolities, asosiaal beteken nie sosiaal, nie polities. Aletheia kom van die stam lethiatros, nie theater, not theater, nie rolle speel nie maskers dra nie. So die waarheid, soos wat ons dit ken uit die Griekse taal, beteken to be true to yourself, to be authentic in jouself. Die Hebreëse woord vir waarheid is emet, en emet is die eerste letter van die Hebreëse alfabet, M is die middelste woord en T is die laaste letter in die Hebreëse alfabet. Dit is allesomvattend, die amet, is 'n belangrike woord, 'n belangrike begrip binne Joodse denke. In die sosiale media en oral waar ons om ons kyk, is dit net oorweldigend hoe fake news ons lewe beheer. Wat is waar? Wat is eg? Want waarheid is tog altyd waar. Waarheid het nie verander nie met tyd nie. Truth is always true. En die fake news op Facebook, mense, kan ek vra, maak eers seker van die feite. Gaan kyk op Google of daar enige verwysing is na voordat jy feite voorhou en dit eintlik net alles fake news is en dat mense net nog meer en meer in vrees dompel. Wat is waar? En die tyd van afsondering en isolasie is 'n tyd waar 'n mens nie jouself besig hou en voel jouself kan kry die dag om nie. Ons dae is so half in slow motion en ons kan net anders as niks anders doen behalwe om to be true to ourselves, to be authentic in ourselves. Daar is geen maskers om te dra nie, daar's niks om voor te gee nie. Dit is net wie ek is. Die vraag oor waarheid binne in ons spiritualiteit is natuurlik om te verwys na dit wat God is. God is die waarheid. God is die realiteit, die werklikheid, die onveranderlike, altyd presies dieselfde. Dit is soos dit is. Ons ervaring van die waarheid, ons interpretasie van die waarheid, verskil van mens tot mens. Maar ook daar moet 'n mens eerlik met jouself wees, deur watter bril kyk ons na hierdie waarheid? Kyk ek na hierdie waarheid met 'n godsdienstige bril, met 'n sosiaal-maatskaplike bril? Op watter manier kyk ons na hierdie waarheid? En soms, meer as soms, dink ek 'n mens met jou bril kan afhaal en die waarheid net sien vir wat dit is, sodat ek my maskers kan afhaal, my rolle wat ek speel, my pretensie, my sluiers wat ek dra, dat ons dit kan laat sak en kan wees wie ek is, met vrymoedigheid, sonder vrees dat 'n mens verwerp gaan word of veroordeel gaan word, if I am true to myself. Jesus verwys in Johannes 14, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons kan in ons volgende episode meer gesels oor spesifiek hierdie teks en wat Johannes 14 daarmee bedoel. Ek sien dit as inklusief. As Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en jy lees dit in die konteks van die hele hoofstuk, dan sê Jesus, ek en jy moet die weg en die waarheid en die lewe word, vir ons gesin, vir ons straat, vir ons samelewing. Anders sal mense nie die koninkryk van God sien nie. Anders sien mense nie die liefde van God nie. Verder in daai hoofstuk, so ek sê, ons sal in die volgende episode daaroor gesels, sê Jesus, as jy my sien en my ken, dan ken jy my Vader. Waarheid is om te weet. Truth is a deep knowing. Wanneer die emet yada word, wanneer die waarheid deurleef in my vel, in my lyf, in my murg kom sit. Hoe hartseer sal dit wees as ons deur hierdie tyd van
coronavirus gaan en 'n mens het nie eers jou maskers laat sak nie. Bewus geword van hoe ons rolle speel, sodat ander mense ons sal aanvaar, sodat ander mense kan sien wie ek is en ek die waarheid van myself vir myself kan sê. Dis 'n moeilike begrip, dis 'n moeilike ding om te doen, om die waarheid van myself vir myself te kan sê, sodat ek die waarheid van myself vir jou kan sê. En eers dan sal ek jou waarheid hoor. 2 jaar gelede, in 2018, het ek oor hierdie gedig van Mario de Andrada 'n hele Sondagoggend oor gesels in ons sirkel. En nou onlangs het 'n vriend dit as een van sy gedigte gelees per dag. Ek sal 'n skakel sit onder aan die video om vir Gerard te volg op 21 for 21. Ek wil weer hierdie gedig lees omdat dit iets sê van authenticity, to speak your truth, en om in jou vel te kan leef. As Andrade skryf, I counted my years and realized that I have less time to live going forward than I have lived until now. I feel like a child who received a pack of candies. At first he ate them with pleasure, but when he realized that there was only a few left, he began to taste them intensively. I do not have time to deal with mediocrity. I have no time for endless meetings where the statutes, rules, procedures, and internal regulations are discussed, knowing that nothing will be done. I no longer have the time to manage sensitivities of people who, despite their chronological age, have not grown up. I cannot stand the result that generates from those struggling for power. People do not discuss content, only labels. My time has become scarce to discuss labels. I want the essence. My soul is in a hurry, not many candies in the bowl. I want to live close to human people, realistic people who know how to laugh at their own stumbles. I want to live away from those turned smug and overconfident with their own triumphs. I want to live with those who does not run away from their responsibilities, who defends human dignity, and who only want to walk on the side of truth and honesty. It is the essentials that make life useful. I want to surround myself with people who know how to touch the hearts of those whom hard strokes of life have learned to grow with the softness of the soul. Yes, I'm in a hurry. Yes, in a hurry to live with the intensity that only maturity can bring. I do not intend to waste any of the remaining desserts I have left. I'm sure they will be exquisite, much more than those eaten so far. My goal is to arrive to the end satisfied and in peace. With my loved ones and my conscience, I hope that your goal is the same, because either way, you will get there too. We have two lives, and the second begins when you realize you only have one. Mag ons in hierdie dag, in hierdie seisoen waarin ons is, nader aan ons waarheid staan. In die tyd waar ons maskers dra, om dit te kan afhaal, emosioneel, intellektueel, maar bovenal spiritueel, sodat mense ons kan sien vir wie ons is. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Aan U wat vir ons die weg en die waarheid en die lewe geword het. U wat dit vir ons moontlik maak om hierdie pad te kan stap van waarheid. Aan U kom toe ons lof, ons eer, ons aanbidding. Waarheen sal ons draai om hierdie waarheid te sien, te voel, te proe, te word? Anders as om ons oë op te slaan na die berge
om daar te sien hoe u blou, u seewolke, u lig ons toevou met dit wat waar is en eg. Here, vergewe ons voorgee. Vergewe ons maskers en ons sluiers. Maak dit vir ons moontlik om in ons waarheid te leef. Op 'n intellektuele manier nie, maar ook in ons siel, in ons hart se klop. Dankie dat U altyd waar is, ons Here en ons God. Ons vra dat ons daardie waarheid sal word. Vir dit en soveel meer sê ons dankie. Amen.